Goeiemôre, dit is Woensdag die 5de Februarie 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wolko. Ons tema vandag, ek sal nie vrees nie. In Psalm 27 vers 1 tot 3 skryf Dawid, die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande, struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Vrees. Vrees is iets waarmee die meeste mense die meeste van die tyd mee saamleef. Die meeste van ons, veral ons mans, sal egter nie erken dat ons enigiets vrees nie. Ek vrees niks nie, vertel ons vir onsself en die mense rondom ons. Tog, as ons werklik eerlik is met onsself, moet ons erken dat ons die meeste van die tyd deur vrees aangedryf word. Die meeste van hierdie vrese is onderbewustelik. Ek praat nie oor die mees duidelike vrese en fobies wat die meeste van ons tot 'n sekere mate het nie, soos die vrees vir hoogtes, die vrees om te vlieg, of die vrees om sonder jou selfoon te wees. Ek praat oor die meer substantiëre vrese wat ons hier diep binne in ons koester, soos die vrees om te misluk, die vrees vir die dood, of die vrees aan verlies. Die meeste mense vrees die verlies van 'n geliefde en spesifiek 'n eggenoot. Hoe sal ek ooit in staat wees om sonder my geliefde in my lewe te kan voortgaan? Of die vrees om 'n kind te verloor. Die meeste mense vrees die verlies van hul werk en inkomste, die vrees vir ouderdom en siekte, en spesifiek lewensbedreigende siektes, soos kanker of 'n hartaanval. En dan is daar die diep vlak van vrees wat die meeste mense in Suid-Afrika en in ander Afrika-lande het, naamlik die verlies aan sekuriteit, die verlies van lewe en die vrees vir jou veiligheid. Wat ons nie altyd besef nie, is dat die media, sosiale media en politiek ons daagliks met hierdie vrees en baie van die ander voed. Ons word met negatiewe en destruktiewe inligting gevoed met die dinge waaraan ons daagliks blootgestel word, wat ons lees, kyk en hoor. Dit is een van die redes hoekom ek my eie blootstelling aan die media beperk. Ek het vir 15 jaar op verskeie platforms in die media gewerk en op sosiale media platforms vir meer as 6 jaar, en ek weet waarmee ons gevoed word. My eie trauma weens die blootstelling aan die nuus, wat ons veral in een konteks aan blootgestel was, en die gewone publiek nie naaste by alles van sien nie, het 'n geweldige impak op my eie gesondheid, my geestesgesondheid sowel as liggaamlik gehad. Ons luister en lees oor alles wat verkeerd gaan, spekulasies oor wat verkeerd kan gaan, en word gevoed met die illusie dat dit die realiteit is. Jy is welkom om van my te verskil, maar wat is werklik realiteit? Daarmee sê ek nie ons moet soos volstruise lewe met ons koppe in die sand en nie weet en erken wat rondom ons aangaan nie, maar ons kan kies wat ons glo, hoeveel ons daaraan blootgestel is en hoe ons dit toelaat om ons denke te beïnvloed. In 1 Petrus 2 vers 11 spoor die apostel ons aan om te besef dat ons vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld is. Hoekom? Omdat ons nie volgens die standaarde, waardes en leuns wat die wêreld ons voed, leef nie. Ons is burgers van God se koninkryk en as Christus as die Here erken, en ons het net nodig om deur die bergpredikasie in Matteus 5 tot 7 te lees, om te besef dat hierdie waardes en beginsels waarvolgens ons leef, totaal en al verskil van die van hierdie wêreld. Jesus leer ons in Johannes 10 vers 10 dat die vyand het gekom om te steel, te slag en uit te roei, om verwoesting te saai en te vernietig. Die vyand het baie forme, insluitend Satan homself, die wêreld en sy sisteme, kultuur en alles wat funksioneer vanuit die oogpunt van die gefalle sondige wêreld waarin ons leef. Dit is hoekom hierdie wêreld ons die hele tyd met leuns voed, leuns wat vrees skep. En hierdie vrees kan ons persoonlik as 'n kerk en ons verhouding met God vernietig. As 'n kind van God word ek nie deur die wêreld sy leuns en die vrees wat dit skep aangedryf nie, maar deur die waarheid en die woord van God. En die mees uitstaande beginsel, belofte en waarheid in die Bybel is eenvoudig. God het ons lief. Hy het die prys vir ons betaal en hy is in beheer. Dit is hoekom Dawid in Psalm 27 vers 14 uitroep: Wag op die Here, wees sterk en hou moed, ja, wag op die Here. Dit is jou motivering vir vandag.
Wanneer ons blootgestel word aan die vrese wat ons kan voel, bewustelik en onbewustelik, onthou altyd dat wanneer ons saam met God stap, met Jesus voor ons as die goeie herder en die Heilige Gees by en in ons, dat hy ons sal lei, beskerm en die beste vir ons na vore sal bring. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. David motiveer ons in Psalm 27 vers 4 en in baie ander psalms om by God te woon. Dit gee ons die moed om enige vrees wat ons kan teekom in die gesig te staar. So selfs vandag, binne die versoeking van vrees, kan jy moedig uitstap, wetende dat God jou liefhet, dat hy jou bewaar en dat jy veilig in hom sal wees, in lewe en in sterwe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U die lewens van die kinders in U hand vashou. Dat selfs met die boosheid van hierdie wêreld kan ons moedig sonder vrees in U teenwoordigheid lewe. Ek wil by U woon. Help my om tussen leuns en waarheid te onderskei. Help my om vrees in die oog te kyk, moedig te wees en myself aan U te onderwerp. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Jy moet 'n wonderlike dag geniet en stap vandag moedig uit. Volg Jesus en woon by hom. Dit is Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Lewe vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom, totdat ons weer volgende week praat. Die Here seën jou oorvloedig.